Hallo daar en welkom by ons aanlyn Bybelskool met die boek Hebreërs. Wat 'n wonderlike voorreg om met hierdie merkwaardige boek juis in die tyd van die jaar hiermee besig te wees. As jy dalk vandag vir eerste keer by ons inskakel, regtig baie welkom, van harte welkom. En ouer gewoonte my uitnodiging, hier voor my is notas, bitter baie voetnotas, wat wonderlik kan werk in jou saamstap met ons studie, om hierdie ook in die tyd tussenin te bestudeer, om dit net deur te werk, net deur te lees, en te kyk wat dit met jou doen, want het is natuurlik onmoontlik om elke van hierdie voetnotas ook na te verwys, terwyl ons hierdie teks werk. Ons stap stadig, ons stap vers vir vers, en ons is besig om die merkwaardige storie van Jesus, as vervulling van die Ou Testament, van Jesus as die groter as, van Jesus as ons hoëpriester, van Jesus as die Here te ontdek, ook vanuit hierdie besondere boek, hierdie besondere brief, die Hebreërbrief. Tot op Here het ons gesien dat Jesus die groter as is. Nee, hy's groter as die Ou Testamentiese figure, hy's groter as die engele, hy's groter as die profete, hy's groter as die skepping. En die skrywer maak dit in hierdie volgende paar hoofstukke al hoe meer kontekstueel. Ons het nou al gesien, hy's groter as Moses. Ons gesien hy gaan groter wees as Melchisedek, hy's groter as Melchisedek, hy's groter as Abraham, hy's groter as die hoëpriester en hy's groter as die offer. Dit lê vir ons voor. Jesus die groter as. En hoekom maak die skrywer dit so duidelik? Want hy wil hê die lesers moet onthou wie Jesus is. Ten tye van vervolging, ten tye van swaar kry, kan 'n mens so maklik jou oog van Jesus afhaal. So maklik vra, wat is die sin van dit alles? En die skrywer hou aan om die fokus op Jesus te plaas. In hoofstuk 5 het ons gesien dat Jesus sit aan die regterhand van God, 'n plek van gesag, 'n plek van autoriteit, nee, dat hy die Here is. Geen hoëpriester sal dit daar waag nie. Geen mens sal naby aan die troon van God kan kom en daar gaan sit nie. Net die Seun van God, wat natuurlik Jesus se meer as opnuut weer beklemtoon. Ons het gesien dat Jesus die leidsman is en dat ons genooi word om in God se rus in te gaan. Maar dat die wat nie in hom glo nie, gaan nie in sy rus gaan nie. Die wat nie glo en volhard, die glo en dit leef nie, wys duidelik dat hulle nie glo nie, want hulle ongeloof is sigbaar in hulle ongehoorsaamheid, en daarom sal hulle nie in sy rus kan ingaan nie. Opnuut net weer die waarheid van Jesus wat sê, kom na my toe, en jy gaan rus kry. Nee, rus by hom, neem ons in die rus van God in. Dis die belangrike, rus van jou werke, is om by God thuis te kom. Jesus is die hoëpriester wat vir ons intree, en aan die einde van hoofstuk 5 maak die Hebreërskrywer hierdie appel, wanneer hy sê, hy moet tot nou toe met sy lesers, met 'n sekere groepering van hulle, die heeltyd praat oor dit wat babas eintlik moet hoor, melkkos, wat hy noem die grondwaarhede van die geloof. Hy sê, maar ek wil dieper gaan, en hierdie is die hoofstuk van dieper gaan. Ek hoop jy is gereed, kom ons bid. En dankie Here Jesus vir hierdie besondere dag, vir hierdie besondere oomblik in ons wandel met U, in ons saamstap, Jesus, in ons agter U aanstap. Dankie dat ons in hierdie brief tot op Here net die wonder en die diepte en die mooi van die evangelie opnuut net kan besef, van wie U is, Jesus. U is die Here, U is die koning, U is die redder, U is die een wat is, wat was, wat kom, U is op pad, maar U was ook hier. En dankie dat terwyl ons uitsien na U terugkeer, dat ons in hierdie tyd, op hierdie dag, ook op hierdie stadium in ons eie geloofslewe, kan stilstaan en net bewus kan wees van hoe merkwaardig U regtig is. Here Jesus, neem ons asseblief deur die Gees ook vandag dieper. Heilige Gees, help ons om ons oë oop te maak vir wat U vir ons wys, om ons harte oop te maak vir waartoe U ons wil neem. Bid dit in die naam van Jesus, die lewende woord, die Here, die meer as, die groter as, die koning. Amen. Vers 1, laat ons nie stil staan, want hy het nou gestop by hy wil dieper gaan na vaste kos toe, nee. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge, dis nou daai grondwaarhede, wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor, en nou noem hy 6 dinge wat, as mens sou dink aan, hoe lyk 'n nuwe gelowiges kursus, daar in die wêreld van die Bybel, die wêreld van die Hebreërlesers, dan sou dit presies so geklink het. Gestel, jy's 'n leraar by een van hierdie huisgemeentes in Italië,
En jy het nodig om die nuwe gelowiges net in te burger in wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. In te burger in die koninkryk van God, nê, waar hy die koning is. Dan sal hierdie die 6 dinge wees wat jy sou noem. Kom ons kyk 'n bietjie. Die fundamentele deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei. Nou bekering is omdraai. Dis letterlik omkeer. So dis bekering. Oor geloof in God, en dan weet ons, dis die drie enige God, oor geloof in Christus as die redder en dies meer. Oor die leer van die doop, wat 'n teken is van ek het gesterwe en ek het opgestaan in Christus, die nuwe lewe soos Romeine 6 dit uitpak. En die handoplegging. Nou die handoplegging hier verwys nie na die erkenning van 'n amp of van 'n posisie, soos wat ons in die pastorale briewe gesien het nie. Hierdie het waarskynlik te doen met die offerkultus. En in die offerkultus sou 'n pa van die huishouding sy hand op die offerdiere geplaas het om daardeur te sê hy vereenselwig met die offerdier en die skuld van hierdie huisgesin word nou geplaas op die offerdier en die offerdier gaan die prys betaal in die plek van. So dis die handoplegging hierso in die plek van die gesin. Die opstanding van die dooies, 1 Korintiërs 15 pak dit so mooi uit, en die ewige oordeel nie. So hierdie is die basiese beginsels waarvan in hoofstuk 5 gepraat het. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Hierdie verder gaan is so mooi en as God dit toelaat nog beter. Want Jakobus 4 praat ook daarvan. Ons moet nie sê ons gaan dit doen en dat doen en dit doen en dat doen nie. Ons moet sê as die Here wil. Ook natuurlik hierdie beginsel van as God dit toelaat, is hierdie afhanklikheidserkenning deur die skrywer. Wanneer mense nou net 'n leidraad hier vir jou en my, kyk in vers 3 en voor dit word die woord ons die hele tyd gebruik. Van vers 4 af is daar 'n duidelike breuk. Die skrywer fokus nou op 'n ander groepering. Hy noem hulle mense. Hy praat nie van ons nie, hy praat van mense. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan afvallig word. 5 dinge wat hier genoem word en hieroor is die kommentare almal dit eens. Die beskrywing hier, veral as jy hierdie gaan vergelyk, gaan soek gerus of gaan lees gerus die notas, anders gaan soek gerus op godquestions.org die verduideliking ook hiervan. Maar die belangrike is dat hier nie verwys word na mense wat nuut gebore is nie, wat nuwe mense geword het. 2 Korintiërs 5:17, Johannes 3, wat Jesus sê dat jy moet nuut word, nê? Jy's 'n nuwe mens, word beskryf in Efesiërs en jy kry dit ook selfs in Galasiërs. So die belangrike, jy het nie nuut geword nie, jy het iets beleef van die geloofsgemeenskap, iets beleef van 'n interpretasie van die woord wat vir jou wys op Jesus, iets beleef van wat ons sou kan noem die eerste belewennisse van die Heilige Gees, naamlik wanneer hy ons begin oortuig van sonde, nê, die Heilige Gees. Dis nog nie die inwonende heers in ons lewe nie, maar 'n bewustheid van God. So dis 'n eerste tree, maar dis nie 'n volledige oorgawe nie. Nou sê die Hebreërs skrywer, as jy dit beleef het en dan nogtans afvallig word, so nogtans teruggaan. So dis mense wat in hul geloof nie by die punt gekom het waar hulle geloof en vertroue in God geplaas het nie. Maar teruggaan, so waarheen sou hulle teruggaan? En ons weet die Hebreërs skrywer skryf ten eerste vir Jode. So hulle gaan terug na die kultus, hulle gaan terug na die wet, hulle gaan terug na ons wil dit op ons eie manier doen. Dis die woord vir afvallig hier, dis die beskrywing, die intensiteit daarvan. Is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring? Weer eens die hulle. Dis onmoontlik, sê die skrywer van Hebreërs, wanneer iemand so naby gekom het en gekies het om weg te draai, om hulle weer terug te bring deur die hele proses. Nou hierin is daar natuurlik 'n baie ernstige waarskuwing vir die mense wat hierna lees en luister, vir die mense wat hierdie hoor, dat hulle sal hoor dat, onthou mooi, as jy nog nie by die plek is van oorgawe nie, nog nie van die plek is van my hand in sy hand sit nie, nog nie van by die plek is waar jy kan sê, ek glo nie, dan is daar die gevaar dat as jy sou wegloop, die kans om terug te kom weer na hierdie oomblik toe,
bitter skraal is. Die Hebreërskrywer gebruik die woord onmoontlik. In hulself kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot bespotting. Nou hierdie is 'n absurde stelling, want wat dit eintlik om sê is, dis iemand wat by die plek van geloof was, by die plek van oorgawe, by die plek van aanvaarding wie Christus is, en dan hulle rug draai op hierdie geskenk van God. En die Hebreërskrywer sê, dan kruisig hulle immers Christus weer. Nou dit kan nie gebeur nie, maar in hulle harte doen hulle dit. Want in hulle harte verwerp hulle die geskenk van God deur Christus aan die kruis. En dis die belangrike hiervan. Wanneer jy dus nie glo nie, dit nie wil aanvaar nie, is die risiko vir jou geweldig hoog. En moet jy dit hoor? So bly by Jesus, gee jou lewe vir hom, dit sal die Hebreërskrywer sê, en volhard daarin. Kan jy dus sien dat die Hebreërskrywer hier nie praat van gelowiges nie. Dis nie om vir gelowiges te sê, jy moet onseker wees oor jou geloof nie. Trouwens, ons gaan in die volgende paar hoofstukke sien, hoe vol vertroue kan ek en jy juis wees. Ons het nou al gehoor, dat ons 'n hoëpriester het wat vir ons intree, Christus die Here. En dit is waar ons rus kan vind, ons hoop kan vind, ons sekerheid kan vind. So hierdie is verseker nie 'n verwysing na gelowiges nie. Dit is soos met grond wat reën indrink, wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring, vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Die woord gewasse, daar is die woord in die Grieks botanei, ons ken natuurlik die botaniese tuine, nee, kom daar vandaan. Maar hoor net mooi hoe is hierdie. Reën val op alles, op almal, op alle grond. Sommige grond bring bruikbare gewasse voor en dit word deur God geseën. Ander, vers 8, as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos. Nou die Griekse woord vir waardeloos, adokimos, verwys na wat hulle noem 'n counterfeit coin, 'n muntstuk wat nie eg is nie, wat nie swaar genoeg weeg nie. So dis te lig gevind, nê? Dis waardeloos, jy kan niks daarmee doen nie. So as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby vir God om dit te vervloek. Nou, hier is die belangrike, is die tyd naby. Het herinner my aan 2 Petrus 3 wat sê, die Here wil nie dat iemand verlore gaan nie. So die Here wil nie, verstaan, daarom stel hy nie die vervulling van sy belofte uit nie. Hy wil nie dat iemand verlore gaan, in die duister eindig nie. So daar's nog 'n tydjie. Openbaring praat ook daarvan, terwyl daar hierdie oomblik is. Hebreërs sê dit ook, terwyl daar vandag is. So die oproep van hierdie skrywer is die hart vir sy mense. Kom terug, keer terug, bly by die Here. Want daar's 'n gevaar en die tyd loop uit. Nou hierdie beskrywing van reën wat val, en ek kry ons met botanei, hierdie waardevolle grond met gewasse, of ons kry doringstruike en dussels, wel, dit klink soos die gelykenis van die saaier. Presies dieselfde, en natuurlik die Hebreërskrywer het al voorheen vir ons daarin herinner, hulle het hierdie goed gehoor. So hy ken die storie van die saaier wat Jesus vertel het. So hierdie is iets van 'n herinnering ook daaraan. Die uiteinde daarvan is die vuur. Wat 'n geweldige vreesaanjaende prentjie. As jy sou kies om jou rug op Christus te draai. Maar, geliefdes, sien hier's die hoopvolle fokus. Vanaf hulle is ons nou by 'n geliefdes. Dis wat dit is om by Jesus uit te kom, om tot geloof te kom, om deel van God se familie te wees. Jy word deel van die groep geliefdes, wat deur God geliefd is en vanuit hulle liefde vir die Here leef. Maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word, dat julle gered word. Ons is oortuig daarvan, so moet julle nie twyfel daaroor, met ander woorde nie. God is nie onregverdig nie. Nou die woord vir regverdigheid is die kaiosune. Dit beteken, soos die Engelse sê, to be in right standing with God. Nou net Jesus maak dit vir ons moontlik om in die regte verhouding met God te wees. En as God nie onregverdig is nie, beteken dit jy kan op hom vertrou, nie? Jy kan jou hoop op hom verlaat, want hy is die regverdige. Dis goeie nuus vir die gelowiges. Hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. Hier is 3 sinnetjies langs mekaar in ons notas.
wat 'n baie mooi raamwerk van hoe geloof lyk beskryf. 1. Geloof word sigbaar in werke. Ons sien dit uit die vorige hoofstuk dat ongeloof word sigbaar in ongehoorsaamheid. Geloof word sigbaar in ons goeie dade. Petrus sou sê dat Jakobus sou sê, dis juis jou geloof wat sigbaar word deur jou dade. Ons sien in Openbaring dat die dade van die gelowiges word haar bruidskleed. Nee, dit word die wit klere. Dit word die mooi klere wat God daar vergun het om aan te trek. Dis die regverdige dade, sê die Openbaring van die gelowiges. So geloof word sigbaar in dade. Dan hierdie middelste woord, liefde vir die naam van die Here, wat natuurlik 'n beskrywing is van liefde vir die Here, word sigbaar in liefde vir ander. Natuurlik die eerste 2 gebooie, gaan kyk met Matteus 22, en liefde vir ander word uitgeleef in 'n lewe van diens wat voortgaan. Dis nie 'n ophou nie. So goeie werke, liefde, diensbaarheid is tekens van 'n lewe, 'n nuwe lewe in Christus. Dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër in die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Nou hierdie woord hoop word deurgaans deurgetrek, maar die belangrike hierdie hoop is dat dit 'n hoop is wat vas is, wat seker is. Dis nie wisselvallig nie. Dis nie soos wat ons tipies in die Afrikaanse taal sou sê, ek hoop so, dan is dit eintlik maar net onseker, nê? Dis 'n vaste, sekere wete. Nou, totdat dit waarop julle hoop vervul is, met ander woorde, Christus se koms, jou ewige tuiste by hom. So hier in die tussentyd is dit die vurige wens van die skrywer van almal saam met hom, dat gelowiges sal volhard. Nou weet ons uit Romeine 5 vers 3 tot 5, hoe belangrik volharding is. Ons sien in die Hebreëbrief, volharding is wat ons nodig het om die wil van God te doen. Ons sien by Paulus, wat hy in Filippense 3, skryf sy fokus is op Jesus, hy wil klaarmaak. Hy sê in 2 Timoteus 4, hy tot op die einde volhard, uit sy beste gegee. Nou wag daai Stefanos, die oorwinnaarskroon vir hom. So die belangrikheid van volharding vir die Hebreërs skrywer is dat sy lesers nie sal moet opgee nie. Hy wil hulle motiveer, hy wil hulle aanmoedig, hy wil hulle ondersteun. So ek wil hê julle moet eindtyd volhard met dieselfde ywer. So dit waarmee julle begin het, moet julle tot op die einde hou. So hou julle fokus op Jesus. Vers 12. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Hierdie is 3 baie inspirerende woorde. 1. Geloof, wat natuurlik 'n beskrywing is van julle vertroue op God. Geduld, wat 'n beskrywing is van volharding, en erfgenaam, want dis hoe jy deel kry. So jy het geloof, dis waarmee jou wedloop begin. Jy volhard met geduld, en jou uiteinde is dat jy jou ewige tuiste by hom het. Dat jy erfgenaam sal wees, dat jy sal deel kry in wat God beloof het. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, en hier is nou die ding vir die gelowiges, dis typies die Hebreërs skrywer, hy vat ons terug Ou Testament, om te sê, kyk wat het God gesê, kyk wat het God gedoen, kyk wat het God beveel, kyk hoe het hulle daarop gereageer, al het hulle dit alles beleef en alles geweet, en leer daaruit. Maar besef wie God is, en nou die God van Abraham, wat natuurlik die vader van die gelowiges is, hierdie groot figuur in die Joodse geloof, waarop die Hebreërs skrywer dan ook fokus. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. So God, die triomfator, die Here van die Here, die koning van die konings, daar's niemand groter as hy nie, en hier beskryf hy nou Genesis 22 se gebeurtenis. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig. So God het sy belofte gegee, en God het sy eed daarmee bevestig, om homself met ander woorde daartoe te verbind. En hy het gesê, ek sal jou beslis ryklik seën, en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat hom beloof het. Geloof, geduld, erfgenaam. Geloof, geduld, deel kry. Abraham het geglo, Abraham het gewag, Abraham het gekry. So as dit waar is van Abraham, sê die Hebreërs skrywer, dan ook waar vir julle. Mense lê eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit
die teespraak uit. Dis natuurlik in die normale gang van die lewe. En omdat God aan die erfgename van die belofte, nou die belofte natuurlik, die beloofde Messias, daarom hierdie hele woord van die beloofde land, wel die land van die belofte is waar die beloofde Messias gebore sou word, né? En omdat God aan die erfgename van die belofte, bo alle twyfel wou verseker, dielik sy belofte rondom Abraham ook, né? Bo alle twyfel wou verseker, dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. So hulle hoop is in God, God wat vir Abraham 'n nageslag beloof het, hulle is deel van daai nageslag, né? Want God het vir die vader van die gelowiges, gelowige nageslag gegee. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot hom neem, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. So ons het 'n belofte, ons het 'n eed, ons het 'n waarborg, dis vir ons weggelê. Daarom kom ons beleef die aansporing wat ons het van hierdie hoop waarin ons vas staan. En kyk nou hoe beskryf hy die hoop. Hierdie hoop het ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Nou anker is 'n simbool van sekuriteit, maar om te sê hy's agter die voorhangsel vas, nou die voorhangsel is die skeiding na die allerheiligste toe. So ons het 'n hoop wat ons na die allerheiligste toe neem. As hy aan die ander kant is, beteken dit daai hoop wat agter die allerheiligste soos 'n anker vas is, moet ons nou, wanneer ons in die storms van die lewe is, herinner dat ons is geanker. En dit is ons standvastigheid, dit is ons sekuriteit. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Dis net die hoëpriester wat agter die voorhangsel heen kan ingaan. Ons het 'n hoop geanker in Christus. Nou onthou, 'n hoëpriester het die allerheiligste ingegaan vir dienswerk, om die volk voor God in sy teenwoordigheid te verteenwoordig. Daarom het dit net een keer per jaar ook gebeur. So wat ons het, is 'n beskrywing nou alreeds van Jesus, wat die allerheiligste ingaan, om ons voor God te verteenwoordig, om sy dienswerk voort te sit. En dan hierdie volgens die orde van Melchisedek, is onmiddellik vir ons 'n leidraad op wat vir ons wag. Want ons het nou al vir Abraham, ons het vir Melchisedek, ons het die hoëpriester, ons het die voorhangsel, ons het die allerheiligste, alles gekoppel aan Jesus. So die skrywer is besig om vir ons die ontknoping van die grootheid van Christus al hoe meer te laat beleef. Vir meer sien jy volgende keer. Dankie Here vir hierdie merkwaardige hoofstuk. Dankie dat ons, ongeag op die plek waar ons dalk in hierdie wêreld op hierdie oomblik is, kan weet dat ons wat glo, kan wag, kan geduldig volhard en kan weet dat hierdie hoop wat vir ons weggelê is, vir ons erfgename maak, dat ons kan deel hê aan die wonderlike heerlikheid wat vir ons wag. Maar Vader, ek is ook bewus dat nie almal wat hierna luister noodwendig bely dat Jesus die Here is nie. Miskien is daar iemand wat vandag hierop ingekom het en op so oomblik in hulle lewe hierna net gekyk het en wonder hieroor. So dis nie vir hulle al 'n realiteit nie. Asseblief Heilige Gees, deur die groot liefde van God, wil U nie daai persoon asseblief aan die hart gryp en nader trek nie. Nader trek aan die wonderlike familie van liefde, wat vanuit hulle liefde vir God mekaar liefhet en mekaar dien en steeds dien. Mag dit ook so wees in ons lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende keer. Sien jou.